As daar nou een ding is wat ek nie kan hanteer nie, is dit religious clichés. Ek weet nie van jou nie, maar mense wat hierdie religious clichés deurgee en hulle praat religious en dit klink so goed en dit klink so nice, ek kan dit nie verdra nie. Want daar is soveel religious clichés daar buite. En dit kan mense verkeerdelik beïnvloed. Soos byvoorbeeld, daar's 'n religious cliché dat wanneer iemand nou afsterwe, dan sê mense, en ek het al baie by begrafnisse gehoor, o nee, kyk, vader het nou sy mooiste blommetjie kom pluk. Dis 'n religious cliché. En baie keer sê mense dalk, en dis ook 'n religious cliché wat hulle sê, ja, maar vader sal ons nooit meer gee as wat ons kan hanteer nie. Dan dink ek, regtig, dis nie wat die woord my leer nie. Die woord leer my iets anderste, want as ek gaan kyk in 2 Korintiërs hoofstuk 11 en ek gaan lees dit wat Paulus deurgegaan het, so vanaf vers 24 en ek lees, en Paulus sê dat hy uitermate 'n moeilike tyd beleef het, uitermate. En hy's geslaan en hy's deur 1000 dinge en hy't skipbreuk gery en hy't honger gehad en hy het 1000 dinge ervaar en hy't uitermate het hy swaar gehad. Dink ek, okay. Nou wat van hom? Wat van hom? En daar's soveel ander religious clichés wat so maklik ons in ons lewe inkom en wat ons gebruik op 'n daaglikse basis. En dan's daar nog 'n religious cliché wat ek al baie gehoor het en ek het dit onlangs weer gehoor en toe het ek 'n bietjie begin dink, want mense sê alles gebeur vir 'n rede. Dan dink ek, maar hierdie is nou wragtig 'n religious cliché. Nou regtig 'n religious cliché. Want gebeur dinge regtig vir 'n rede? Want as ons as ware gelowiges, as ons in die wil van Jahwe wandel, dan gebeur daar dinge in ons lewe in terme van die wil van Jahwe. Maar as ek en jy verkeerde besluite maak, en die wêreldsmense en die wat in die wêreld is en ongelowiges, as hulle verkeerde besluite maak, gebeur alles dan vir 'n rede? Wanneer mense in die aand besope raak en hulle klim in hulle voertuig en hulle besluit, weet jy wat, ek gaan in my toestand, gaan ek so ry, ongeag wat die wet vir my sê, ongeag wat die reëls en regulasies is, ongeag hoe ek voel in my liggaam, ek gaan hom maar inklim in die voertuig, ek gaan bo die spoedgrens ry en dan veroorsaak ek 'n ongeluk en iemand anders te kom tot sterwe. Is dit dan alles gebeur vir 'n rede? Want jy sien, dis ook 'n religious cliché. Maar ek wil vir jou iets uithaal uit die woord uit. Nou, hierdie is baie belangrik, want die woord praat met ons as ware gelowiges. Hy praat nie nou van ander mense nie. Hy praat spesifiek van ons as ware gelowiges. So wat sê hy vir ons? Nou kyk gou hier in Romeine hoofstuk 8 vers 28. En ons almal ken hierdie gedeelte. Nou luister gou wat sê hierdie woord. Nou ek wil hê dat jy nou baie mooi moet luister, want daar's 'n groot verskil tussen hierdie en die religious cliché, alles gebeur vir 'n rede. Nou luister gou hier. En ons weet dat vir hulle wat Elohim liefhet. Kan ek gou vra, het die wêreld hom lief? Nee. Die wêreld het hom nie lief nie. Die wêreld ken hom nie. Die wêreld haat hom en verstoot hom. So hoe kan alles ten goeie meewerk, of hoe kan alles gebeur vir 'n rede as mense nie in Elohim glo nie, as mense hom nie dien nie? Kyk wat gebeur verder. En ons weet dat vir hulle wat Elohim liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle, vir wie? Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Vir wie? Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So heel eers begin hy om te sê, weet jy, ons weet dat hulle wat Elohim liefhet, hierdie is 'n baie belangrike ding, vir hulle wat Elohim liefhet, so die koneksie is daar tussen ons en die lewende God, wanneer daar 'n verbond is en wanneer ons hom liefhet. Hoe weet mense dat ons hom liefhet? Hoe weet mense dat ons hom liefhet? Hoe weet die skepper van hemel en aarde dat ons hom liefhet? Wanneer ons wandel in sy weë,
volgens 1 Johannes, hoofstuk 5, vers 3, wanneer ons sy gebooie onderhou en dit doen. Dis die liefde tot Elohim. En sy gebooie is nie swaar nie, mense. Sy gebooie is nie swaar nie, gaan lees 1 Johannes hoofstuk 5 vers 3. Dis die liefde tot Elohim, en hier sê die woord, en ons weet dat vir hulle wat Elohim lief het, met ander woorde, wat gebeur wanneer ek en jy hom lief het? Ons wandel in sy weë. Ons wandel in sy gebooie. Nou hier kom die vraag, gaan dit altyd met jou goed, ja of nee? Nee. Het ons partykeer harde tye? Verseker. Het Paulus 'n harde tyd gehad? Absoluut. Was hy gehoorsaam aan God se woord en sy insettinge en sy gebooie? Verseker. En daarom moet ons hierdie reg verstaan, want baie mense sal sê, ja, maar alles gebeur vir 'n rede. Nee, alles gebeur nie vir 'n rede nie. Ons moet altyd die woord koppel by dit wat Vader kom doen in ons lewe. So wanneer iemand die stopstraat skiep en hy ry in iemand vas, gebeur alles vir 'n rede? Nee, daai was onverskilligheid. Daar was mense se swak besluite gewees. Hulle het buite die wet opgetree en nou is daar die gevolg daarvan. Maar luister nou hier. Luister nou hier. Wanneer ek en jy dinge ervaar en beleef. Want ek kan dinge ervaar en beleef. Ek kan dit ervaar. Ek kan dinge beleef wat as gevolg van die wêreld mense swak besluite maak en dit benadeel my. Mense maak swak besluite, mense tree verkeerd op en dit benadeel my. En ek het al baie gebeurtenisse gehad waar ek gedink het, maar hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom is daar mense in die wêreld wat my nie goedgesind is nie, wat nou sekere goed veroorsaak in my lewe? Hoekom gebeur dit? Dis as gevolg van daai persoon se besluite. So ek kan nie sê alles gebeur vir 'n rede nie, maar kom ons bring dit so 'n bietjie nader aan die woord, want nou kan Vader in terme van my as sy kind, waar ek hom dien in gees en in waarheid, wanneer ek 'n pad stap met hom, nou kan Vader dit vat wat iemand gevat het of iemand gedoen het uit die wêreld uit, wat nou natuurlik 'n verkeerde besluit was, wat nou natuurlik 'n verkeerde optrede was. Vader kan dit vat en vir my as gelowige kan hy dit omskep in iets pragtigs. En dis wat Vader doen. Dis hoekom sy woord sê, ons weet dat hulle wat Elohim liefhet, alles ten goeie meewerk. So selfs uit iets wat stikkend is en gebroke is, vanweë die wêreld se swak besluite, vanweë ongelukke, vanweë dinge wat mense doen teenoor ander as gevolg van swak besluite, Vader kan dit omdraai en hy kan dit omskep in iets pragtigs. In iets beautifuls. En ek kan getuig daarvan. Nou luister wat sê die woord. Hy sê, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En ek onthou, ek was geroep gewees om vir die koninkryk van Elohim te werk, toe ek 'n klein seentjie was. 'n Klein seentjie. Het Vader my geroep. Ek het nie geweet daarvan nie. My ouers het dit ervaar en beleef, want ek was baie siek gewees. Ek het op sterwe gelê in 'n hospitaal in Secunda, was ek op sterwe gewees. Ek was 3 jaar oud. En my pa was op die grens gewees, grensoorlog, en hulle roep my pa, sê hoorie so, jy moet kom, jou seun lê op sterwe. Jou seun lê op sterwe. En ek sê jong seentjie, ek lê in die hospitaal. En my pa kom deur. En my ma en my pa tree vir my in voor die lewende God. En daar kom 'n woord oor hulle. En Vader sê, en hy gee die profesie, en hy sê, weet jy, ek gaan jou kind genees, maar hy gaan vir my werk. En my ouers sê my niks. En weet jy wat gebeur? Ek as 'n jong seun of 'n jong tiener, ek raak verlore, ek begin werk, toe ek uit die skool uit is, ek begin werk en ek begin in die sekulêre wêreld inbeweeg en ek raak betrokke met 1000 dinge en ek raak verlore. Maar my ouers bly vir my bid. En weet jy, Vader het 'n plan en hy het 'n doel gehad vir my lewe, want die woord sê, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.
En my lewe loop 'n paadjie en Vader red my wonderbaarlik. En ek ervaar sy krag en sy salwing en sy redding en hy verander my lewe totaal. En vandag as ek terugkyk na my pad, kan ek sien hoe die hand van Jahweh op my was op elke aspek en elke gebeurtenis. Waar ek vandag met sekerheid kan sê dat alles het ten goeie meegewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Met ander woorde, alles het so uitgewerk, soos wat Vader my geroep het voor, en soos wat hy bepaal het vir my, omdat ek geroep is na sy voorneme, en Vader het geweet, ek gaan hom lief hê met my hele hart, en my hele siel, en met al my krag. Vader het dit geweet. Hy het geweet, ek gaan hom dien in gees en in waarheid. En daarom weet ek, dat maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak die dinge wat jy ervaar nie. Die woord leer my, alles sal ten goeie meewerk. So moenie nou vaskyk in jou challenge en jou omstandigheid nie. Moenie nou vaskyk in 'n gebroke huwelik of 'n gebroke lewe of wat ook al nie. Moenie nou daarin vaskyk nie. Want as jy Jahweh dien in gees en in waarheid en jy het hom lief, soos wat die woord sê dat as ek en jy sy gebooie en sy insettinge onderhou en dit doen, dit is die bewys dat ons hom lief het. En sy gebooie is nie swaar nie. As ons dit doen, dan weet ek, maak nie saak wat die vyand in jou lewe probeer doen om jou lewe miserabel te maak of iets leliks te bring nie. Vader sal dit onderskep en hy sal iets pragtigs daarvan maak. Weet jy hoekom? Want hy sal alles ten goeie meewerk vir die wat na sy voorneme geroep is. Halleluja. So mag hierdie woord vandag in jou wese vasgeprint word. En dat jy vandag sal besef dat Vader is in beheer in jou lewe. En as jy terugkyk na jou lewe, dan sal jy sien die hand van Jahweh op jou lewe op elke oomblik, waar jy opgetree het binne die raamwerk van God se woord. En jy het opgetree en jy het gefunksioneer en jy is geroep na sy voorneme, sal jy die hand van Jahweh ervaar en beleef in jou lewe. So ek wil jou bemoedig vandag. Ek wil hierdie woord vir jou gee om jou te seën vandag met hierdie woord, dat dit jou sal bemoedig en aanspoor om net jou oë te vestig op die skepper van hemel en aarde. Halleluja! Wees geseënd op hierdie Vrydag. Mag jy net Vader se liefde en sy barmhartigheid ervaar, sy goedheid en sy guns op hierdie Vrydagoggend. Nou ja, wees geseënd, geniet jou dag. Shalom.